Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Is 'n voorreg om saam met hier te kan wees in hierdie oggend, om ook saam met u die woord van die Here te kan oordink. Geliefdes, ons gaan as voorsang saam sing, Gesang 57. Gesang 57, Gods wet vra al ons liefde vir hom ons God en Heer, en liefde vir ons naaste, dis wat sy woord ons leer. Ons gaan sing vers 1, 4 en 5 van Gesang 57. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed, en na die stilgebed gaan ons saam sing Gesang 95. Die Onse Vader, ons gaan bidend in hierdie oggend ook so voor die Here kom staan. Daarna gaan ons staande bly vir die foto met die seën, waarna ons gaan sing Gesang 75. Gesang 75, daarvan gaan ons sing al 3 die verse. Gesang 75 vers 1, 2 en 3 as loflied na die foto en die seën. Geliefdes, kom ons sit net so, en word ons stil voor die Here. Amen.
Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here, soos wat ons het opgeteken vind in Eksodus 20, en na die wet gaan ons saam sing Gesang 79. Gesang 79, daarvan vers 1 en vers 3, nadat ons na die wet van die Here geluister het. En dan kan jy ook die Psalm en Gesangeboek oopmaak, die Gesang 84. Gesang 84, daarvan gaan ons die 11de vers sing, nadat ons belydenis van geloof gedoen het. Gesang 84 vers 11, na die belydenis van ons geloof, en Gesang 79 vers 1 en 3, na die wet. Liefdes, kom ons luister dan nou na die wet van die Here.
Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie naaste se huis begeer nie. Jy mag nie naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, ons lees in Spreuke 28 vers 13. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Aan elkeen daarom wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat die toorn en straf van God hom sal bly, vir solank as wat hy in die sonde bly volhard. Geliefdes, ons aanbid 'n genadige God en daarom kan ons ook deur die werking van die Heilige Gees in ons harte vanoggend ons geloof bely en ons doen dit deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God,
die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit Genesis 19. Genesis 19, verwoesting van Sodom en die vertrek van Lot. Genesis 19 en ons gaan lees vanaf vers 1 tot 29. En die twee engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit. En toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan en hom gebuig met die aangesig na die aarde toe. En gesê, kyk tog, my Here, draai tog uit na die huis van die dienaar en bly die nag oor en was u voete. Dan kan u vroeg opstaan en die reis voortsit. Maar hulle antwoord, nee, ons sal op die plein vernag. Maar hy het baie by hulle aangehou, sodat hulle na hom uitgedraai en in sy huis gekom het. En hy het vir hulle 'n maaltyd berei, en ongesuurde koeke gebak, en hulle het geëet. Hulle het nog nie gaan slaap nie, toe die manne van die stad, die manne van Sodom, die huis omsingel. Jong en oud, die hele bevolking almal saam. En hulle het na Lot geroep en aan hom gesê, waar is die manne wat vannag na jou gekom het? Bring hulle na ons toe uit, dat ons hulle kan beken. Daarop gaan Lot na hulle toe uit voor die ingang en sluit die deur agter hom toe. En sê, my broers, moet tog nie kwaad doen nie. Kyk tog, ek het 2 dogters wat geen man beken het nie, laat ek die na julle uitbring. En doen met hulle soos dit goed is in julle oë, net aan hierdie manne moet julle niks doen nie. Want daarom het hulle onder die skaduwee van my dak ingekom. Toe antwoord hulle, gee pad daar. En hulle sê, hierdie een het gekom om hier as vreemdeling te vertoef en wil tog gedurig die baas speel. Nou sal ons jou meer kwaad doen as aan hulle. En hulle het sterk op die man, op Lot aangedring en nader gekom om die deur oop te breek. Maar die manne het hulle hand uitgesteek en Lot by hulle in die huis gebring en die deur toegesluit. Toe slaan hulle die manne wat by die ingang van die huis was, klein en groot met blindheid, sodat dit te vergeefs na die ingang gesoek het. Daarop sê die manne vir Lot, weet jy hier nog? 'n Skoonseun en jou seuns en jou dogters en almal wat jy het in die stad, bring hulle uit die plek uit. Want ons gaan hierdie plek verwoes, omdat dit die geroep oor hulle groot is voor die aangesig van die Here. En die Here het ons gestuur om dit te verwoes.
Toe gaan Lot uit en praat met sy skoonseuns, wat met sy dogter sou trou, en sê, maak julle klaar, gaan uit hierdie plek uit, want die Here gaan die stad verwoes. Maar hy was in die oë van sy skoonseun soos een wat die geks keer. En toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê, maak jou klaar, neem jou vrou en jou 2 dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie. Maar hy het nog getalm. Toe gryp die manne hom en sy vrou en sy 2 dogters aan die hand, omdat die Here hom wou verskoon, en hulle lei hom uit en bring hom buite kan die stad. En toe hulle hom na buite uitgelei het, sê hy, vlug vir jou lewe. Moenie omkyk nie, en moenie eers in die Jordaanstreek bly staan nie. Vlug na die gebergte, dat jy nie omkom nie. Daarop antwoord Lot hulle, ag nee, my Here, kyk tog, u knegt het genade in u oë gevind, en u het u guns groot gemaak, wat u aan my bewys het, deur my in die lewe te hou. Maar ek is nie in staat om na die gebergtes te vlug, sonder dat die onheil my inhaal en ek sterwe nie. Kyk tog, hierdie stad is naby om daarheen te vlug, en dit is klein. Laat my tog daarheen vlug, is dit nie klein nie, dat ek kan lewe? En hy sê vir hom, kyk, ek neem jou ook in hierdie saak in guns aan, sodat ek die stad waarvan jy gespreek het, nie sal omkeer nie. Vlug gou daarheen, want ek kan niks doen voordat jy daar aankom nie. Daarom noem hulle die stad Soar. Die son het oor die aarde opgekom en Lot in Soar aangekom. En die Here het swaal en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die Here uit die hemel. En hy het hierdie stede omgekeer en die hele Jordaanstreek, ook al die inwoners van die stede en wat op die grond groei. En sy vrou het agter hom omgekyk en sy het 'n soutpilaar geword. En Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die Here gestaan het. Toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra en oor die hele land van die Jordaanstreek, sien hy dat die rook van die land optrek soos die rook van 'n smeltoond. Terwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes, het God aan Abraham gedink en Lot uitgelei uit die omkering toe. Hy die stede omgekeer het waar Lot woonagtig was. Liefde, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor, in sy hart bewaar en dit ook so gaan uitleef. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en ons Vader, Here, ons het gesing, ons loof en prys U deurentyd. Here, U is groot, U is magtig en ons wil U naam groot maak oor die ganse aarde. Here, dankie dat ons vanoggend in die woord kan lees hoe U vir Lot en sy familie gered het van die verderf. Hoe U hulle geneem het na die stad Soar om veilig te wees van die verwoesting in die Jordaanstreek. Maar Here, dat ons ook sien hoe sy vrou wat omkyk in 'n soutpilaar verander. Here, ontvou nou vir ons hierdie woord. Laat ons die boodskap wat U vir ons wil gee uitneem en laat ons kan gaan leef gefokus op die koningsstad. Daarom bid ons, ontvou nou dit vir ons. Spreek U met ons elkeen, verwyder die persoon van die prediker en wees U self die prediker van ons hart. Dat ons dit wat ons hoor, dit wat ons leer sal gaan uitleef. Here, spreek U, want die diensknegt en die diensmaagd wil nou luister. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, om te verhuis is een van die traumatiesste gebeurtenisse in baie mense se lewens. Want dit vra van jou om die bekende agter te laat en te gaan na iets nuuts toe. Nuwe vriende,
nuwe omgewing, nuwe winkels, 'n nuwe skool, 'n nuwe werk en 'n nuwe huis. En die plek waarheen jy gaan is nie noodwendig eers altyd so goed of so lekker soos die vorige een nie, en daarom vind ons onsself baie in daai posisie dat ons terugkyk. Ons hinker en ons verlang terug na dit wat eens was. Ons verlang weer na daardie vriendegroep by die ou huis. Ons verlang na die roetine. Ons verlang na ons skool. Ons verlang na die bekende ding en ons wil terugkeer daarheen. Tog besef ons nie altyd dat daar die nuwe plek heel waarskynlik beter geleenthede het. Dalk is daar 'n nuwe werk wat veel meer geleentheid bied vir groei. Dalk is daar beter skole vir ons kinders. Dalk is daar 'n beter mediese netwerk vir al as ons ouer word. Daar is soveel voordeel in hierdie nuwe plek. Maar in die oomblik kyk ons vas in die verlede. Daardie opoffering is uiteindelik die moeite werd. En geliefdes, ons lees vanoggend in die woord van die Here van 'n soortgelyke situasie. Lot en sy familie bly in die stad Sodom. En Sodom is 'n stad wat verval het in die sonde van die wêreld. Ons lees van die wellustigheid wat daar was. Ons lees van die seksuele immoraliteit wat daar onder hierdie mense was, die homoseksualiteit en selfs die gewelddadigheid van die stad. Ons sien hoe God sy engel stuur om ondersoek te gaan instel na dit wat in die stad gebeur. Maar net 'n paar hoofstukke vorentoe sien ons dat God die behaag uitgespreek het om hierdie stad te verwoes. Hy wil die toorn laat oorkom oor hierdie stad van al die sonde wat daar in die stad gevind is. As die engele in Sodom inkom, vind hulle vir Lot. Op die kerkplein of op die stadsplein sit hy en hy stap na hulle toe en hy sê vir hulle, kom na my huis toe. Daar kan ek julle voed, daar kan ek julle voete was, voordat julle die volgende oggend weer vroeg moet gaan. Kom na my huis toe waar julle veilig is vir die nag, en die manne dring aan, hulle wil daar op die dorpsplein slaap. Maar Lot hou aan, en hy hou aan, en uiteindelik stem hulle in. En Lot neem die manne na sy huis toe terug, en hy gee vir hulle kos, hy voed hulle, en voordat hulle gaan slaap, het die gerug van hierdie manne in die huis van Lot deur die stad van Sodom versprei, en dan kom al die manne, die jong manne, die hele bevolking na Lot se huis toe, en hulle dring aan, hulle wil hierdie manne beken. Lot stry met alles in hom. Maar die manne wil gewelddadig word, hulle is aggressief teenoor hom. Hierin sien ons juis die verval van die stad. Die sonde wat die stad deurdrink het. En ons sien dat dit genoeg bewyse is vir die engele om uiteindelik tot die gevolgtrekking te kom dat die stad verwoes moet word. Daai oomblik steek hulle die hand uit en hulle trek vir Lot terug na sy huis toe. Hulle slaan die manne met blindheid dat hulle nie kan sien waar die ingang is nie. Maar die besluit is gemaak. Sodom gaan verwoes word. Sodom sal met die toorn van God staan vanweë hierdie seksuele immoraliteit. Vanweë die aggressiwiteit, en ons lees in Jesegiel 16 dat deel van die rede was die hoogmoed van die stad en die onbarmhartigheid teenoor vreemdelinge. Jy sien, die stad Sodom is deurdrenk met die sonde. En God gaan dit met swaal en vuur louter. Die uitlewing van God se belofte wat hy na die sondvloed gemaak het, dat hy nie weer water sal gebruik om die aarde skoon te maak nie. Hy het beloof met swaal en vuur sal hy dit doen. Nou gebruik hy die swaal en vuur, die teken van reiniging, juis om die Jordaanstreek te slaan. Tog moet ons onthou
dat God aan Abraham 'n belofte gemaak het. Net die vorige hoofstuk sien ons dat God vir Abraham beloof het, as hy 10 regverdiges in die stad Sodom vind, dat hy die stad nie sal verwoes nie. Maar aan die grense van die stad is daar net een man. Net Lot is regverdig. Daarom wil God vir Lot en sy familie red. En die engele sê vir Lot om gereed te maak. Hy en sy hele familie moet reg kry om te trek na 'n verre stad. En Lot gaan na die skoonseun wat met sy dogter moet trou. En hy sê vir hulle dat hulle moet gereed maak, want hierdie verwoesting kom en die skoonseun spot hom. Hy sê Lot is soos een wat gek skeer. Daarom is dit uiteindelik net Lot en sy vrou en sy 2 dogters wat uit die stad Sodom trek. En hulle trek na die stad genaamd Soar toe. Plek waar hulle veilig sal wees van die oordeel van God. En as dit daar kom, dan sien ons hoe God die Jordaanstreek tref met die banvloek. Hy maak skoon stede, mense, gesaaides, alles wat daar is, maak hy skoon, hy vee dit plat, sy toren ontbrand oor daai hele streek. Behalwe vir die plek waar Lot bly. Maar op pad uit die stad uit gebeur daar iets interessants. Want die engele van die Here het aan Lot hulle 'n opdrag gegee. Trek na Soar toe en moenie terugkyk nie. Moenie terugkyk na Sodom wat vernietig word. Fokus op die stad waarheen jy gaan, en dan sien ons hoe Lot se vrou hierdie opdrag nie hou nie. Sy kyk terug en sy verander in 'n soutpilaar. En geliefdes, dis die punt waarby ons vanoggend wil uitkom, is Lot se vrou wat wanneer sy terugkyk in 'n soutpilaar verander, en ons moet vra, maar wat is die doel met hierdie teks? Wat wil die Here vir ons sê in hierdie oggend oor Lot se vrou? Geliefdes, die terugkyk is simbolies van ons as mens wat ook terugkyk na die situasie toe waaruit ons geneem is. Terugkyk na die slegte dinge met 'n begeerte om terug te gaan na dit toe en nie ons fokus voor ons hou nie. Die stad Sodom en sy mense word die voorstelling van die wêreldstad. 'n Stad gevul met sonde, 'n stad wat uiteindelik deur God veroordeel sal word. 'n Stad waar die mense eie wil soek en nie volgens die wil van God leef nie. Die stad Soar word 'n plek waar God se oordeel nie ontbrand nie. Dit word 'n plek waarna ons hinker, waar die mens in die veiligheid van God kan leef. 'n Stad waarna ons kan hinker om na heen te gaan, want daar is ons veilig. En die opdrag aan Lot en sy familie is: fokus voor jou. Fokus op Soar. Fokus op hierdie plek waar die oordeel van God nie sal ontbrand nie. Moet nie terugkyk en verlange na dit wat was. En dis ook waartoe ons opgeroep word. Soos Lot en sy familie is ons deur God gered. Ons staan nie onder die oordeel wat ontvlam oor die wêreld aan die einde nie. Ons is deur die bloed van Christus vrygekoop, ons is in die genade aangesien, sodat ons in die veiligheid kan wees, weg van die verderf af. Maar is ons as mens nie maar tog geneig om nog steeds terug te draai en na die wêreldse dinge te kyk nie? Ons burgerskap was eens hier op aarde gewees, waar ons geneig was tot die sonde, maar Christus se genade het ons laat immigreer. Ons burgerskap is nie meer op aarde nie. Ons burgerskap is in die koninkryk van God. Ja, ons moet die wêreldstad agterlaat. Ons moet nie terugkyk nie. Ons moet ons fokus stel op die koningsstad waarheen ons op pad is.
Ons kan ons fokus nie van die einddoel afhaal nie. Jy sien, hier kry ons te doen met die beginsel van ware bekering. Want as ek waarlik tot bekering kom, dan draai ek my rug op die sonde, dan loop ek daarvan weg, dan stel ek my fokus op God wat voor my is, en ek kyk nie terug na die dinge wat agter my is nie. As ek terugdraai, verander ek net dalk in 'n soutpilaar. My geliefdes, dis nie maklik nie. Dis 'n moeilike ding om voor jou te bly kyk. Want oral rondom ons is daar verleidings wat ons probeer te druk om net weer die kop terug te draai. Nou kan jy dalk sê, maar dis nie ek nie. Ek is standvastig, ek kyk voor my, ek is gefokus op die koningsstad. Ek is Lot, ek is nie sy vrou nie. Maar geliefdes, die verleidings is daar buite. Kom ons vat 'n voorbeeld, dink net aan die huwelik. God het man en vrou gemaak om die verbondsfamilie uit te brei. En hy het so geag dat die man sy ouers sal verlaat en sy vrou sal aandleef en hulle sal een word. God het die huwelik daar gestel om die kuisheid van die mens, die heiligheid daarvan te behou. Waar die man sy eie vrou kan lief hê, soos Christus die gemeente liefgehad het, en die vrou haar eie man onderdanig kan wees, soos die gemeente Christus onderdanig is. Dis tog wat ons in Efesiërs 5 leer. En dis wat God wil hê van die huwelik, ons moet in die bande van die huwelik rein leef. Dis wat die verwagting is van ons as burgers van die koningsstad. Tog moet ons hartseer dit vanoggend erken dat soveel mense vandag in hierdie wêreld, selfs Christene, verslaaf is aan pornografie. En dink net so 'n bietjie aan die flieks, die stories wat in die laaste tyd uitgekom het. Dit word so algemeen dat naaktheid en seksuele tonele uitgebeeld word, dat dit nie eers meer snaaks is vir ons mense. En as ek dit kyk, dan kyk ek terug na die wêreldstad. Dit verlei my om onrein, onkuis, buite my huwelik te leef. En weet jy wat, is nie eers meer nodig vir die naaktheid nie. Ek kyk net op sosiale media hoe mans kommentaar lewer oor vrouens se lywe. En dan kom Jesus se woorde in Matteus 5 vers 28 by my op, en dit maak vir my sin as hy sê, maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. Die duiwel weet watter dinge om voor ons te hou, om ons terug te laat kyk na die wêreldstad. Maar is net daarna wat Jesus ook sê, as jou ledemaat jou laat struikel, kap dit af, werp dit weg van jou af, want dit is beter dat jy sonder daardie ledemaat leef, as wat jy met die ledemaat in die hel sal brand. En dit is presies wat ons vanoggend met Sodom gesien het. Dis beter om die ou stad agter ons te los, na die nuwe stad toe te loop, gefokus voor ons. Dis dieselfde beginsel wat ons laasweek vir mekaar in Kolossense 3 gegee het. Ons moet die ou mens afsterf met die dinge van die ou mens. Ons moet die nuwe mens opneem, en dit beteken as ek die nuwe mens opneem, kan ek nie meer soos 'n ou mens leef nie. Ek kan nie meer terugkyk na die dinge van die wêreld nie. En geliefdes, ons moet besef, dis traumaties. Die dag as jy die ou stad verlaat, is dit 'n trauma op jou liggaam. Alles van jou word geskit. Jy los dit wat lekker was, dit wat goed was agter, 'n opoffering vir iets heel wat beter. Mag die Heilige Gees ons lei
om ons oë gefokus te hou op die koningsstad en sy koning. En mag hy ons gebruik en ons stuur, dat ons nooit sal terugkyk nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, ons kom vandag om stil te word voor U. Dit is so maklik om terug te kyk na die wêreldstad met 'n verlange, met 'n hinkering om terug te keer, maar Here, ons bid dat U ons gefokus sal hou op U. Gefokus sal hou op die koningsstad en dat ons bestemming sal bereik. Dat ons nooit sal terugkyk nie. Here, ek bid dat U met ons sal gaan in hierdie week. Lei ons, boet en bewaar ons, waar daar soveel dinge is wat gebeur. Soveel reëlings wat getref word rondom ons bazaar, dinge wat beplan moet word. Here, ons bid dat U dit ook sal seën, dat ons tot eer van U kan werk. Here, ek bid vir elke lidmaat, ek bid vir elkeen wat siek is en wat vermoeid is in hierdie oggend, dat U genesing en verligting sal bring. Dat hulle na U gefokus sal leef, wanneer die wêreld ook ons probeer te verlei. Here, ek bid dit alles in afhanklikheid van U, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, as slotsang gaan ons saam sing Gesang 295. Gesang 295, genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys, verlore seun en wegloopkind weer in die Vaderhuis. Ons gaan sing vers 1, vers 3 en vers 4 van Gesang 295. Vers 1, 3 en 4. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan leef in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ek wil net sê tannie Ronel, dankie vir die speel van die orgel vanoggend. Ek sien ons is bietjie laat, maar baie dankie. Sterkte tannie. Geliefdes, ons gee nou geleentheid vir die opneem van die offergawes.
Liefdes, terwyl daar stilte is, gaan ek sommer die afkondigings doen, soos wat die diakens ook die offergawes opneem. En die volgende afkondigings namens die kerkraad. Vir voorbidding dink ons aan ons gemeente en al ons lidmate. Ek hoor Tannie Sari en oom Okkie was bietjie siek gewees. Ek hoor Gerry was siek gewees. Elmarie is bietjie siekerig. Daar's 'n klomp van ons mense wat griep het en wat so bietjie verkoue met die seisoendraai en so voorts het. Ons bid dat al ons gemeentelede ook in hierdie tyd gesond sal wees en gesond sal bly. In besonder dink ons hierdie week aan oom Bennett wat DV hierdie week terug gaan dokter toe met die been en met die are en al die dinge. Sterkte vir hom. Ons glo ook dat daar sal antwoorde wees en dat dit reg sal kom. Dan ons bazaar die 22ste Augustus. Hou asseblief die datum oop. Dit gaan 'n lekker dag wees. Doen ook voorbidding vir alles wat daarmee saamgaan, al die voorbereiding wat in dit ingaan. Dit is 'n groot projek, maar dis altyd 'n lekker een ook. Die diakens weet ek is besig om deur die wyke te bel en so voorts vir die bazaar se lys. So wees ook gereed as hulle dalk u kontak om daar op te kan sit. Dan vra ons ook voorbidding vir die synode sitting van die AP Kerk. Die 31ste Augustus tot 4 September in Pretoria in Wonderboom. Daar's ook 'n klomp reëlings wat daarin gaan. Dink asseblief aan ons daarso. Dan die huisbesoek buite normaal kan jy my of die kerkraad kontak. Onthou die 10de Augustus, dis die vakansiedag nie môre nie, volgende maandag. Die 9de is Sondag, dis Vrouedag, maar die 10de is dan 'n vakansiedag. Is dit ons vleiswerk? Dit beloof om 'n baie lekker dag te wees en aangesien dit 'n vakansiedag is, werk niemand mos in elk geval daai dag nie. So dit gaan lekker wees om almal van u ook by die vleiswerk te sien. Vele hande maak ligte werk en dan draf ons dit gou kaf. Dan die 18de Augustus, die oggend, gaan ons die saal regmaak vir die bazaar. Dit is die Dinsdag, dieselfde dag is die Boereunie se verootmoedigingsdiens 13:15 vanuit die moedergemeente en dit word deur Dominee Sarel behartig. Hulle nooi ons almal uit om ook die diens by te gaan woon. Die ouete huis sê baie dankie vir almal wat bygedra het tot die stoepsitterfees. Ek glo dit was 'n groot sukses gewees en dit was vir my baie lekker gewees om saam met u te kan werk en saam pannekoek te kan bak en te kuier en al die dinge. Baie dankie vir elkeen wat daar was en wat 'n bydrae gelewer het tot dit. Dan deurkollekte vanoggend vir diens van barmhartigheid. Die bordjies is by die deur beskikbaar. Blomme en teebeerd vir Augustus is week 3. Ons nooi almal om ook saam met ons 'n koppie koffie of tee te kom drink en lekker saam te kuier. Verbondsonderrig les 17 open hier in die kerk en dan boodskappers vir Julie en Augustus is in die saal beskikbaar. Verjaarsdag die week die 4de Augustus, dis Dinsdag, is Lian van Sail. Sê vir jou baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop dis 'n baie mooi dag en jaar. Mag die Here jou ook ryklik seën in die nuwe jaar wat voorlê. Liefdes, dis die afkondigings. Ek hoop jy het 'n geseënde dag, 'n geseënde week. Mag die Here ons ook dra en lei waar ons gaan. Geseënde dag verder.